En toe het ons die versoek gekry vir die winter, het ons miskien tog 'n bietjie vroeër gaan begin. En dis vir ons verskriklik lekker dat ons vir Brand en vir Yuri het hier dan nou vir ons laaste strekkie in die winter, en ek dink dan gaan ons die hele Julie bietjie afvat en so aan. So net terwille van Brand en Yuri wat nou nie weet hoe ons dit gewerk het nie. Ons het met ons nuwe Bybelskool begin verlede jaar. Ons het gekies op Dinsdag aand, en ons het eintlik gekies ons het 8:00 in die aand maak, dat almal al klaar die dag se gejaag doen en klaar geëet het, en ons het gesê, man, jy kan sommer in die bed sit, maar dit moet jou afsluiting van die dag wees, is amper jou stilte tyd voordat jy gaan slaap, en ek het dit so ervaar, dit was vir my lekker om rustig te word en daarna te gaan slaap. So ons het begin met Rudy, wat vir ons die wysheidsliteratuur gedoen het, toe het Servaas vir ons Openbaring gedoen, wat vir my wonderlik was, en elke ou het sy eie styl. Servaas stuur vir ons WhatsAppies al die naweek oor die tyd, vir die oukies wat vir huiswerk doen. Rudy gesels somme net, toe het ons die begin van die jaar nou weer vir Rudy gehad, wat ons gepraat het oor wat is 'n Christen, en toe het ons nou 'n 6 weke sessie met Servaas gehad oor die klein profete. So toe ek vir Yuri sê, maar nou hoe lyk dit, wil jy nie vir ons bietjie kom Bybelskool doen, en toe sê hy, ja, ek kan, die klein profete. Dit is nie weer. So, maar elke iemand het sy eie styl, dit is net vir ons wonderlik dat ons die Bybelskool weer aan die gang het, Rika sal dit absoluut beaam, want ons kry so iets anders hier uit as wat ons Sondag kerk kry, maar dis baie informeel. Yuri, jy het al formele lesings vir ons gegee, maar hierdie, en ek weet nie heeltemal hoe gaan julle doen, julle twee nie, maar ek het gedink, en ons moet gou miskien daaroor praat, want dit is nou na aanleiding van hulle boek, Skie is nou 'n bietjie die inspirerende leierskap, so ek weet nie wie het dit nie. Ons het miskien gedink as iemand die boek sou wou koop vir die volgende 3 weke wat voorlê, kan ons reël dat dit by Hannie gekry word of so aan. Julle moet maar vir ons vertel. Maar ons sien uit na julle, en ek bedoel of dit nou 30 minute, 40 of 50 is, jy mag nie langer as 'n uur praat nie, want dan is ons moeg. So ek gaan oorgie aan julle, maar Yuri, mag ek vir jou vra om vir ons met 'n gebed te open? Ek sal dit graag doen. Dankie. Ons Here en Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg om in die tegnologie van ons tyd by mekaar te wees, mekaar te sien, mekaar te koester, maar veral die woord ook aan die hart te druk. Dit is wonderlik vir ons om hierdie saamwees te kan vier op hierdie manier. Baie dankie Here vir hierdie vriende, seën hulle elkeen. Ek bid dat U ook vir Brand sal seën as hy vir ons voorgaan. Ek neem daaraan deel dat U naam verheerlik word in die naam van Jesus ons Here. Amen. So Yuri, jy wil hê ek moet voorgaan? Asseblief Brand, kan ek net iets oor Brand sê? Julle ken hom ons nie eintlik nie. Ek dink ek moet Therese gebruik jou autoriteit om net vir Yuri in sy spore te laat stop. Dis net ek wat dit kan doen. Okay, dankie Therese. Nee, ek dink julle weet dat Brand nou, boonbehalwe die feit dat hy 'n briljante beroep agter hom het, met groot sukses in die eerste plek by Toyota. Julle weet mos hoe Toyota gesê, alles loop reg, altyd reg, Toyota. En Brand het die markaandeel van Toyota baie vergroot, maar nou, hy het daar 'n wonderlike produk gehad. Maar hy het binne in dit baie positiewe bestuurs- en leierskap veral ervaring opgedoen, wat ons wonderlik is. Maar toe is hy Makathies toe, en daar het hy, ek weet nie of hy dalk vanaand iets daaroor gaan sê nie, het hy na 'n tydjie agtergekom, maar hierdie plek is eintlik bankrot. Die motorafdeling was nooit bankrot nie, maar hulle het 'n ding gehad met die naam Prefcor, wat wou die bank van, of die underbanked mense bedien, met huishoudelike toerusting en al die goed. Toe vind hulle uit, hulle is 2 miljard in die skuld. En hy het daai ding omgedraai. En daar het sy leierskap nog helderder geskyn. En sedertdien het hy nou rustig geword, maar ons stap vanaand in hierdie wonderlike ervaring van hom in, en ek is dankbaar dat hy ook my vriend is. En dit was nie te erg nie, Brand, dink ek. Ek sal jou vergewe, Joraai.
Dit klink nou soos die Mutual Admiration Society, maar ek wil net sê, dit was vir my 'n groot eer en voorreg dat Yuri en ek saam die boek kon skryf. Dit het vir ons baie vervulling gegee. Ek is dankbaar om te sê dat albei van ons bykans op 'n daaglikse basis terugvoer kry van die verskil wat die boek aan mense se lewens maak, en ons sê dankie vir daardie genade, en as dit 'n verskil maak, dan pas dit in by ons koninkrykswerk. Yes. En Yuri is die fakkeldraer van koninkrykswerk, waar hy ook al gaan, en hy doen dit met, soos wat ons weet, met groot toewyding en entoesiasme. So, as ek miskien maar net ook aan dankie sê vir julle wat hier is. Ek sien ons is daarom 12, om binnelanders op te gee, is 'n groot opoffering. So dankie, ons voel bevoorreg en geëerd. So daar gaan 4 sessies wees wat Yuri en ek gaan lei oor die volgende 5 Dinsdae aande. Ons gaan julle neem op 'n leierskapsreis. 'n Baie opwindende en ek hoop ook 'n baie stimulerende en interessante leierskapsreis. Soos Yuri gesê het ek 53 jaar was ek in leierskapsposisies. Ek het sonskyn daar beleef en helder blou lig. Maar die Here het ook op my pad gebring moeilike dae, diep valleie, donker wolke. Maar met sy genade het ek daardeur gekom, miskien met letsels, maar ons kon ten minste 'n verskil maak, en dit is 'n sleutelfunksie van leierskap. Leiers maak 'n diepgaande en langdurige verskil as so 'n leier doeltreffend lei. So in hierdie 4 sessies gaan ons onder andere praat oor die leierskapsomgewing, die leierskapsuitdagings. Ons gaan praat oor prestasieareas vir leiers, en ons gaan praat oor dienskneg leierskap. En ek dink dit is toepaslik dat ons dit gaan afsluit deur te praat oor dienskneg leierskap aan die hand van die voorbeeld van Jesus Christus. Deel van die boodskap wat ons by julle wil laat, nie dat dit eintlik nodig is nie, want almal van julle wat hier is toegewyde Christene. Die boodskap is dat sake sukses en Christen wees is nie wederzijds uitsluitend nie. Trouwens, in die boek praat ons ook daarvan dat as jy volhoubare sake sukses wil behaal, dan moet jy jou gedrag, jou optrede moet jy anker in jou Christelike geloof en waardes. Ons sal dit behoorlik toelig in van die sessies wat voorlê. Maar ek wil wegspring deur 'n paar opmerkings te maak oor die leierskapsomgewing van vandag. Die toekomskundiges het 'n aantal jare terug begin praat van die VUCA environment, volatile, unpredictable, complex and ambiguous.
En hierdie VUCA-omgewing is teweeggebring hoofsaaklik as gevolg van wat hulle noem die 4de tegnologiese revolusie. Die geweldige versnelling in die pas van tegnologiese ontwikkeling. Dit is aangeblaas deur die internet, sosiale media, 'n lang string van goed, robottegnologie, dataverwerking en natuurlik ook kunsmatige intelligensie. So ons sit vandag met 'n sakeomgewing wêreldwyd wat totaal onvoorspelbaar is. Toekomskundiges het aanvanklik gepraat van the new normal. Nou praat hulle van the never normal. Een het 'n baie beroemde toekomskundige het gesê dat the future will be shaped by a series of unknown unknowns. Dit gee my skoon maagkrampe, want dit is 'n illustrasie van wat op sakelei wag. Iets anders wat die sakeomgewing globaal en in Suid-Afrika beïnvloed is die sogenaamde Black Swan events. Ons dink maar aan die Trump tantrums. Ons dink aan soveel onvoorspelbare goed soos die oorlog tussen Iran en Amerika, die Russiese inval in die Oekraïne, dinge wat nie net die wêreld nie, maar spesifiek ook die sakeomgewing op sy kop draai. So hoe moet sakemense en gelowige sakemense spesifiek hierdie onvoorspelbaarheid, hierdie voortdurende verandering hanteer? Die laaste ding wat ons moet doen is om laer te trek. Die laaste ding wat ons moet doen is om te gaan wegkruip. Ons moet leer om in die wind en weer in die storms te dans. Ons moet aanpasbaar wees. Ons moet die vermoë ontwikkel om 'n strategie te ontwikkel vir ons besighede wat toekomsbestand is. Dis makliker gesê as gedaan, maar dit is een van die sleutel uitdagings van leierskap in die sakewêreld om jou toekomstige omgewing te visualiseer en om jou besigheid in daardie verwagte omstandighede te posisioneer op so 'n manier dat die lewensvatbaarheid van die besigheid nie beïnvloed word nie. Daar's soveel definisies van leierskap. Party lees soos pragtige gedigte. Ek sê maar net dat leierskap gaan oor mense, dit gaan oor visie, dit gaan oor passie, dit gaan oor omgee, maar dit gaan ook oor doeltreffendheid. As jy net kan dink of visualiseer, as ons kwaliteit politieke leierskap gehad het oor die afgelope 32 jaar, hoe ons land daarna sou uitsien, dit sou 'n heeltemal ander land gewees het. Dit sou 'n nuwe Suid-Afrika gewees het, as daar bekwame toegewyde Christendom gebaseerde leierskap was, waarop ons almal trots sou wees. Leierskap is 'n komplekse, multidimensionele dissipline. Dis 'n kuns en dit is 'n wetenskap. En om dit te bemeester, het 'n mens baie raad, perspektief,
wysheid en insig nodig. Daar's 'n dikwels 'n verwarring tussen wat bestuur beteken en wat leierskap beteken. So, wil dit weer herhaal deur te sê dat leierskap gaan daaroor om 'n ambisieuse visie mee vorendag te kom. In ons boek praat ons van 'n meesleurende visie. 'n Visie wat lei tot 'n groot mate van werknemersbetrokkenheid. Want een manier om die sukses van leierskap te meet, is om te meet hoe betrokke jou mense is. Internasionale maatskappye soos Gallup doen gereeld opnames oor werknemersbetrokkenheid en dis absoluut skokkend. Slegs 6% van Suid-Afrikaanse werknemers is ten volle verbind. Slegs 6% heg geloofwaardigheid in wat hulle leiers vir hulle sê. Slegs 6% bied vrywilliglik aan hulle organisasies aan hulle intellek, hulle energie, hulle skepende vermoë tot voordeel van hulle werkgewer. 46% werk maar net daar. Hulle het 'n salaris nodig, maar hulle identifiseer glad nie met die visie en waardes en korporatiewe doelwitte van die organisasie nie. Wie se skuld is dit? Dis nie die mense se skuld nie, dit is die leiers se skuld. Dis 'n omstandigheid wat nie net in Suid-Afrika geld nie, maar wêreldwyd. So, ek het my hele loopbaan daarmee gestoei. Hoe om die regte balans te slaan tussen leierskap, wat soos ek sê, gaan oor mense, oor passie, oor visie, oor inspirasie, en bestuur wat gaan oor beplanning en koördinasie en kommunikasie, en natuurlik wat ons baie van hou, kontrole. In my waarneming is my opinie soos volg, en ek kan dit beter in Engels uitdruk deur te sê, many teams are overmanaged and underled. Dis makliker om te bestuur, want jy kan net 'n funksionele benadering volg. As jy net 'n bestuurder is, doen jy instandhouding, maar geen innovasie. As jy net 'n bestuurder is, plaas jy meer klem op stelsels as op mense en hulle welstand. So as 'n mens 'n inspirerende leier wil wees, dan moet jy deurdring nie net na mense op die rasionele vlak nie, maar ook op die emosionele vlak. Ek het dikwels vir my personeel, vir my bestuurspan gesê, before you can ask for a hand, you need to touch a heart. Ek het baie dikwels vir hulle gesê, ons kan nie lei deur middel van beheer en kontrole nie. Ons moet lei deur middel van voorbeeld. Ons moet 'n kompas in ons koppe hê en 'n magneet in ons harte. Ons moet lei deur om te gee vir ons mense en onsself toe te wy aan hulle belangstelling en ontwikkeling.
My tyd is op, want Yuri het baie goed wat hy wil sê. Ek hoop dat julle 'n idee gekry het van wat my leierskapsbenadering is. Ek wil afsluit deur te sê, een van my gunsteling leierskapskundiges, John Maxwell, het in een van sy boeke geskryf, everything rises and falls on leadership. En ek glo ook dat dit die kritiese suksesfaktor is. Ek wil 'n eenvoudige gedagte by julle later afsluiting. Die gedagte is dat leierskap is soos elektrisiteit. As daar swak leierskap is, bring mense hulle daardeur in donkerte, rigtingloos, sonder entoesiasme, en dan is hulle resultate ook baie swak. Aan die ander kant, as daar kwaliteit leierskap is, as die elektrisiteit aan is, dan is daar kwaliteit leierskap waar mense spontaan hulle bes doen. 'n eenvoudige sin het my leierskapsbenadering dramaties beïnvloed. Ek was in Australië, die mees suksesvolle Toyota handelaar daar besoek, 'n man met die naam van John Hughes. En met die takbesoeke kon ek sien dat sy span is gemotiveerd. Daar was blink oë en breë glimlagte en ooglopende entoesiasme. En daardie aand oor aandete sê ek, John, I had a fantastic day. I feel so inspired. I can see that your people respect you as a leader. How do you do it? En is hierdie sin wat my leierskapsbenadering in 'n groot mate beïnvloed het. Hy het gesê, Brand, I am the light switch in the morning. When I walk into my business, I look my people in the eye. I respect them, I involve them, I trust them, I coach them, I care about them. I say for my, to cut a long story short, Brand, I just love my people. Ons gaan oor die volgende paar weke praat van die voorbeeld van Jesus Christus as 'n dienende leier. Ek wil maar net sê, dink intussen daaroor. Ek as 'n sakeman met baie tekortkominge, ek het probeer deur my hele loopbaan om in die voetspore van Jesus Christus leiding aan my mense te verskaf. In my opinie was dit die beste manier waarop ek as sakeman Jesus Christus kon verheerlik. Yuri, ek het 3 minute van jou tyd geneem. So ek maak verskoning, maar oor na jou toe. Dankie, Brand. Ek dink nie jy het nodig om verskoning te maak nie. Ons het jou woorde ingedrink. En ek dink die mense wat ek miskien ken, weet dat hulle die Bybel liefhet. Hulle sou met baie van wat jy gesê het kon vind ernstig in die skrif. So ek wil net begin en sê, ek dink daar's 'n ongesonde skeiding tussen kerk en wêreld. In baie mense se gedagtes, die heilige en die profane
om so iets te sê, of 'n sekulêre omgewing. Hoekom sê ek dit? As jy die boodskap van Jesus gaan luister, sy heel eerste preek het gegaan, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Wat beteken die koninkryk van God? Dit beteken God is koning oor alles en almal, en as ons die koninkryk van God eerbiedig, dan is ons besig om hom te verteenwoordig. Interessant dat die gebed, toe hulle vir hom vra, Here leer ons bid, want onthou Johannes die Doper het sy mense geleer om te bid. Toe kom hulle by Jesus en sê leer ons bid. Toe sê Jesus, so moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. En dikwels is daar gesprekke tussen Jesus en die Fariseërs oor. Hulle is nie regtig koninkryksmense nie. Hulle dien hulle eie gedagtes. So ek dink alles wat Brand gesê het, kry 'n baie mooi konteks binne in die koninkryksgebeure, want niks wat gebeur nie 'n impak op die koninkryks bestaan nie. En wat vir my mooi is van Brand ook is hy het nooit met sy Christendom gedweep nie. Jy ken ons ouens in die sakewêreld wat met die Christendom dweep. Kom nou agter na allerlei nare goedheid. Brand was nooit skaam om te praat oor sy verhouding tot God nie, maar hy het nie daarmee gedoop en dweep nie. 'n Ding wat ek verder wil sê graag is, as jy die gees van die Bybel vat, dan dink ek wat Paulus gesê het in Filippense 2, is moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die ander een hoër ag as homself. Dit staan op papier, maar dit is nie so maklik nie. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Ek dink as dit in 'n ou se hart is, dan is dit vir jou goed. Ek wil net twee goed gebruik. Een in die Ou Testament en een in die Nuwe Testament, en dit is net omdat ons so lekker in ligter lyn met mekaar gesels. Moses is 'n merkwaardige man gewees. Nou, kyk nou net weer 'n bietjie hoe God se plan werk, Die volk Israel is nou hier in Egipte, hulle vermenigvuldig geweldig. Dit maak die mense onrustig nou. Van die slim ouens sê, daar is 'n ander dinastie, die koning, die farao skap gekry, as wat in die tyd van Josef. En hulle het toe die bekommerd geraak oor hierdie geweldige aanwas van die Israeliete. En toe kom dan nou natuurlik hierdie moeilikheid, En hulle begin al hoe harder werk en al hoe swaarder kry. En hier is 'n babietjie gebore in 'n tyd wat farao sê alle seentjies moet dood. Nou hier is 'n mooi interessante voorbeeld van burgerlike ongehoorsaamheid as jy dit een soek net. Want die vroedvrouens is aangesê versuip die seentjies in die rivier. En hulle het geweier en toe hulle daaroor konfronteer te sê julle weet hierdie Hebreëse vrouens is taai man. Die tyd dat ons daar kom is die kleintjie lankal gebore, dan kan ons hom nie meer wegvat nie. Nou goed. Toe maak dit erger. En hier kom sy ma en sy sussie, en hulle vat hierdie seentjie en hulle sit hom in die woord wat gebruik word vir hierdie bissiemandjie is dieselfde as wat gebruik word vir die ark. So, Moses het sy eie klein ark gehad. Nou hulle het geweet daar waar hulle in die rivier sit is waar die prinses bad. Dit was nie geheim nie, dit was openlik. So kom God se werk tussen mense werk deur in hierdie klein seentjie land in die paleis. En hulle kry die beste opvoedkundige en allerlei ander goeders wat jy in daai tyd moontlik kon kry. So word hy 'n jong man en jy ken die storie van toe die Egiptenaar een van sy volksgenote daar sleg behandel. Die man blykbaar 'n baie sagte kop gehad, want net so een hou toe lê hy en toe begrawe Moses hom en toe weet julle mos nou wat gebeur het toe twee Israeliete stryd kry. En toe vlug hy in die woestyn in vir 40 jaar. 40 jaar. Jy weet, vat nou hierdie stukkie opleiding wat hy gehad het in hierdie eksotiese Egiptiese kultuur. In 40 jaar sit hy in die woestyn. En dit is net verstommend hoe die Here werk nie. En nou julle ken die storie van die brandende braambos.
Kan iemand onthou, waar was hierdie braambos? Julle kan seker onthou, kom ek help, ons tyd is min. Dit was by Horeb. Horeb is ook gelyk aan Sinai. Die Here het 'n kantoor gehad daar. En later sou die volk daar vergader en hulle woord hoor. Later sou Elias soontoe gaan. En ek wil nog later as ons 'n bietjie praat oor Paulus daar uitgekom het. Maar alright. So, toe begin die volk nou trek. Nou in 'n sekere sin, as jy nou Numeri 1 vers 46 lees, dan staan daar 500,000 mans. Ek weet nie of hierdie syfers mooi werk nie, maar kan jy dink die vrouens en die kinders en die vee en alles bygekom het, dit was 'n onmoontlike job. Nou die boek Numeri, se eerste 10 hoofstukke gaan oor die voorbereiding, hoe dit moet gebeur en hoe dit gebeur en wat en 'n klomp ander goeters. En dan van Numeri 11 af verder is daar net moeilikheid. Hierdie murmurerende, ongelukkige volk is met niks happy nie. En nou sê Moses vir die Here, ek haal aan Moses sê vir die Here, waarom maak u dit vir my moeilik? Waarom maak u dit vir die diensknegt moeilik? Waarom vind ek nie genade in u oë nie? Om daarom die las van hierdie hele volk op my te plaas. Regte martelgat. En dan sê die Here van nee, ek sal jou help. Kry 70 mense bymekaar. Nou, is my interessant, hier is die eerste teken van leierskap verder as net een persoon. Moses kry toe die mense bymekaar en hier gebeur 'n wonderlike ding. Die Here sê toe, ek sal van die gees wat op jou is, op hulle sit. So die Heilige Gees hou verband met leierskap. En nou weet ons, die Ou Testament tree die Heilige Gees sporadies op. Nee, hy is nie soos na as die uitstorting en Handelinge oral en by ons nie. Ons is bevoorreg dat ons het vir Jesus omdat ons die Heilige Gees het. En ons het leierskapspotensiaal omdat die Heilige Gees by ons is. So ek wil net hiermee die Ou Testamentiese voorbeeld afhandel. En dan wil ek nou spring na net 'n interessante ding toe in die Nuwe Testament. Nou, ons weet die Heilige Gees kom op Pinksterdag en baie mense het tot geloof gekom en die kerk het gegroei en meer geword. En in Handelinge 6, as jy nou weer gaan lees, is daar die gevaar van kerkskeuring. Hoekom? Ek het hier 'n aantekening gemaak wat ek net nou wil kyk. Die gemeenskaplike vertrouenssituasie het groot wantroue geskep in Handelinge 6. Die agtergrond is belangrik, want dit skets die omstandighede wat wrywing geskep het baie mooi. Die Jode wat destyds wyd versprei in die Romeinse wêreld gewoon, maar onthou nou, Alexander die Groot het die hele wêreld vir Grieks. So Grieks was nou eintlik nog die taal wat almal kon verstaan. Dit was soos Engels vandag. As jy nou ernstiger kom, sê jy wel met Engels regkom. My Jurgenskind gee nou Engels in Oezbekistan. Hy sê dit gaan maar rof daar. Nou die omgangstaal van die dag was Grieks, soos Engels by ons, nee. Nou vir hierdie rede is die Ou Testament in hierdie tyd in Grieks vertaal, en dis tot vandag toe nog word dit genoem die Septuaginta, sodat die woord van God toeganklik vir hierdie Jode kon wees. Want in hierdie kosmopolitaanse omstandighede was daar nasionalistiese Jode wat net Hebreëus of eintlik maar Aramees gepraat het, en die ander het weer Grieks gepraat. Nou, toe gebeur daar nou moeilikheid, want selfs in die sinagoges het hulle die tale so 'n bietjie probeer afwissel. Nou in die Jerusalem gemeente het die Griekssprekendes onrustig geword omdat hulle weduwees nie op dieselfde manier versorg is as die Aramees sprekende weduwees nie. Nou julle weet, vroueregte nog nie eers was nog nie eers 'n sperm in daai tyd nie. Daar was nog nie 'n moontlikheid van vroueregte nie. So weduwees het baie swaar gekry. Hulle kon nie selfversorgend wees nie. Kos en klere het sy net die gemeenskaplike maaltye uitgedeel vir die armes en die weduwees, en die regverdige verdeling daarvan word toe in die Jerusalem gemeente 'n bron van konflik. Die Grieksprekende weduwees lyk vir hulle toe of hulle afgeskeep word. En hier sit die kerk met 'n probleem. En hulle gaan toe en hulle bid. Hulle word stil daaroor.
En toe kom die hele idee van wat ons nou later aan ons kerk ook gekry het as diakens, is maar die woord om te dien. En hierdie diakens sou dan toesien dat hierdie bestuur van die kerk, ons het nou mooi ontleding gekry van die verskil tussen leierskap en bestuur. Leierskap gaan voor en dan volg bestuur. So hierdie 7 was toe aangestel om as leiers die kerk te bestuur, veral in die uitdeel van die gawes. Nou toe sê Petrus en die ander, ons sal met die woordbediening besig bly, dan kan julle hierdie ander goeders doen. So hierdie kerkskering het toe nie gebeur nie, né? Dit kon gebeur het. En so het leierskap onder die leiding van die Heilige Gees eintlik 'n baie mooi ding geword. Die begin van ampte gewees. En tot vandag toe nog is daar baie wat gebeur rondom ampte in die kerk, bestuur, leierskap. Die idee van 'n leraar is eintlik dat hy as woordbedienaar die leiding moet neem, maar dan moet dit sprei in die gemeente en sodat dit leierskap in die koninkryk kan word. En daar dan ook mense wees wat dit kan verder bestuur. Alright, dit is my bydrae. Dankie dat julle na my geluister het. Dankie Brand en Therese. Nou kan ons dalk 'n bietjie geleentheid gee vir bespreking of 'n vraag. Ek dink Karika gaan vir ons die eerste vraag vra. So dis mos lekker informeel as jy unmute jouself net en dan vra jy jou vraag. Jy sit maar jou kamera aan as jy praat, dan kan ons ook net sien hoe jy lyk. Karika? Gemute. Jy is nog gemute. Karika en Olaus. Maak net die mikrofoon knoppie oop. Daar. Daar sê. Karika, jy sal moet voorbegin. Sy sê sy het nie 'n vraag om te vra nie. Ek het nie julle so goed, wat wil ek nou bydra? Kan ek miskien sê, Brand het gepraat oor die verskil tussen bestuur en lei. En dit is natuurlik so dat sommige mense het net daardie persoonlikheid dat hulle lei en inspireer veral. Ek dink dit is wat ons in die politiek in Suid-Afrika 'n probleem mee het. Daar's nie regtig baie inspirerende leiers. Maar bestuurders kry jy natuurlik baie. En as jy die regte opleiding en al daardie dinge het en ondervinding het, dan kan jy dit half makliker doen. Maar die leierskap is iets. En ek dink wat gesê is, wat baie belangrik is dat jou Christenskap en die waardes wat jy as 'n Christen het, dink ek help vir jou om as 'n leier op te tree. Want dit is 'n ding, dink ek, wat vandag in ons land baie tekort skiet, is die waardesisteem. En as jy as 'n Christen dan die voorbeeld kan stel en kan sê, dit is waarin ons as Christene glo, en jou mense op daardie manier nie net lei nie, maar ook inspireer. Ja, Olaus, jy maak die punt op 'n baie uitnemende, uitstekende manier. So ek wil by jou aansluit dat leierskap is om die regte dinge te doen. En bestuur is om die regte dinge reg te doen. So dit is 'n baie eenvoudige doelwit om te sê as leier gaan ek altyd seker maak dat ek die regte ding doen uit 'n beginsels en waardes oogpunt. En my bestuur
ek moet my bestuursvernuf mobiliseer om daardie regte dinge reg te doen. En dit is waar resultate vandaan kom. As mense konsekwent in organisasies of in 'n huisgesin of waar ook al waar leierskap beoefen word, seker maak dat daar beleining is elke dag, elke sekonde van die dag tussen die regte dinge doen en dan om dit uit te voer sodat dit 'n verskil kan maak, daardie regte dinge reg te doen. Ek wil laastens ook net by jou aansluit deur te sê, leierskap gaan nie oor mag, gaan nie oor autoriteit, gaan nie oor posisie nie. Leierskap gaan oor invloed en invloed kan net verdien word. Dit kan nie afgedwing word nie. Baie goed. Kan ek ook 'n vraag vra? Brand, wat gebeur as mense in 'n werksplek dan nou hierdie Christelike beginsels het en waardes het, maar jou leier of jou direkte bestuurder het dit nie? Watter rol speel 'n mens dan in die besigheidsstruktuur? Want mens kan nie eintlik van onder af lei nie. Maar jy het hierdie krisis dat jy eintlik nie jou leier vertrou nie, dat jou leier se waardes nie met jou ooreenkom nie. Is daar raad vir wat so 'n mens dan in die werksplek kan doen as hy nie saamstem met sy leier nie? Elena, jy vra die moeilikste vraag. Want daar is miljoene werknemers wat spook met hierdie probleem. Ek het gedurende die laaste gedeelte van my loopbaan vir 'n baas gewerk en ek beklemtoon die woord baas en daar was baie gebrekkige beleining tussen sy lewens- en wêreldbeskouing en myne. Hy het glad nie enige affiniteit of respek betoon vir die Christelike geloof nie. So dit was vir my 'n baie moeilike ding om te doen. Ek het oorweeg om die diens van daardie maatskappy te verlaat, maar toe het ek mooi daaroor gedink, wat sal van my mense word? Hoe sal hulle 'n nuwe autokraties georiënteerde, ongenaakbare kultuur hanteer? Wat sal die invloed op hulle persoonlik wees? Nie net uit 'n werksoogpunt nie. En toe het ek aktief begin werk aan 'n subkultuur. So binne 'n groot korporatiewe kultuur het ek 'n subkultuur geskep wat gebaseer was op die beginsels en waardes waaraan ek glo, en ek het my mense na die beste van my vermoë probeer verskans vir die oorkoepelende groot maatskappy kultuur. Natuurlik kan 'n mens dit net op 'n punt doen. Want as jy in die proses jou selfrespek begin verloor en jou hele menswees eintlik op die spel plaas, dan moet jy maar jou goed vat en iewers anders gaan werk. So my aanbeveling in so 'n omstandigheid is, in jou eie invloedsfeer skep 'n subkultuur wat gebaseer is op die dinge, die beginsels en waardes waaraan jy glo. As jy nie daarin kan slaag nie, soos ek sê, en as dit jou selfrespek raak, as jy jou menswees moet
vertrappende mate, dan dis nie die moeite werd nie. Dan moet jy maar oor toe knyp en hard bid, hard hoop, dat jy 'n plek kan kry waar daar belyning is tussen die dinge waarin jy glo en waarvoor jy staan en die waardestelsel van die organisasie. Kan ek ietsie daar ingooi, net om by Brand aan te sluit? Want ons het dit nou raak geloop in die skryf van die boek, dat sedert COVID is een van die emosies wat opgemerk word in werksplekke, is 'n nuwe beklemtoning van empatie. Dis asof COVID met sy ongenaakbaarheid mense net bewus gemaak het daarvan dat ons nie sonder mekaar kan nie. So daar is soms daarom so ietsie om mee te werk, maar ek stem 100% met Brand saam. Dankie Brand. Ja, ek dankie Julie, dankie Helena. Ek dink die droom wat ek altyd gehad het as 'n leier is om seker te maak dat ek 'n werksomgewing skep waar menslikheid primêr aangevoel kan word. Waar mense waar jou span tasbare getuienis kan sien van jou vasberadenheid om hulle Godgegewe potensiaal te ontsluit, hulle te ontwikkel, waar hulle elke dag kon voel hulle word gerespekteer, hulle word hulle word nie ontneem van geleenthede nie, en respek is 'n primêre voorvereiste in so 'n organisasie. En as jy so 'n werksplek wat amper oorvloei word van menslikheid kan skep, dan sit jy 'n turbo aanjaar op die resultate wat daardie uitset, die produktiwiteit wat jou spanlede kan lewer. Ek sien Rika wil 'n vraag vra. Nee, ek wonder het julle al hierdie boek van julle vir 'n paar van ons land se leiers gestuur. Dit sou miskien help. Ons het so 'n multikulturele land en ek seker julle beleef dit ook in besighede. As 'n mens met 'n Christelike, soos Brand nou maar net gesê het, empatie, respek, medemenslikheid is maar waarop mens jou Christenskap dan moet uitleef. Sonder om ander mense wat anders glo in die gesig te vat, maar sekere waardes tog deel, neem ek aan. Ek is nou nie gewoond aan die besigheidswêreld nie. Ons is in ons werkswêreld, nog in die ou Suid-Afrika het ons met anders denkendes saamgewerk. Die milieu van die teater forceer ons om vrae te vra en sekere waardes uit te beeld aan die gehoor wat kyk. Nou ja, dit is my skamele bydrae. Ek kan net aansluit by Rika, en help my reg, maar is 80% van Suid-Afrikaners nie Christene nie? Of stel hulle self, sê dat hulle as Christene leef? Ja, maar ek weet nou, Martie is ook hier, ons het verlede week 'n interessante bespreking gehad, bietjie oor etiek. En ons is albei so bewus en bekommerd van onetiese gedrag van kollegas, privaat medisyne, en dat mens net nie amper kan dink dat wat jy sien gebeur, dat dit iemand kan wees wat homself 'n Christen kan noem nie. So daar's net vir my, daar moet baie verandering gebeur om Christen leierskap in alle
terreine van ons samelewing te openbaar. Ja, Therese, Yuri en ek het al op 'n hele paar geleenthede gepraat oor die kanker van kommersiële pragmatisme. So Christen, sogenaamde Christen sakemense rasionaliseer hulle onchristelike, onetiese gedrag deur agter die konsep van kommersiële pragmatisme te skuil. So hulle sê ek sit my Christendom in 'n kompartement wat ek Sondag in die kerk sal mee saamkom, maar Maandag doen ek besigheid op 'n kommersieel pragmatiese basis. Dis al manier waarop my besigheid oorleef. As ek dit nie doen nie, sal my besigheid ten gronde gaan. Ek sal my werknemers moet afdank. So die Here sal my verskoon. Die Here sal my vergewe, want ek bly in 'n land waar oneerlikheid, korrupsie endemies is. Ek kan nie daarvoor help nie. Ek dien my mense, ek sorg vir my mense. Ek kan net transaksies doen as ek inskakel by mense wat links en regs steel. Dis al manier om my besigheid aan die gang te hou. In sekere bedrywe is daar waarheid in die stelling. Maar die probleem is, jy kan nie twee waardestelsels in 'n organisasie hê nie. So wanneer jy skakel met jou kliënte, dan doen jy deals en jy bied goeders onder die tafel aan. Dit begin, dit word 'n kanker in die organisasie en mettertyd pas die personeel dit horisontaal toe en steel jou rot en kaal, want jy het nie 'n beginsel fondament waar jy eerbiedig en konsekwent jou Christelike beginsels en waardes uitleef nie. So mettertyd verloor die leier geloofwaardigheid. Ons sal volgende week praat oor die stelling trust trumps everything. As mense vertroue in jou verloor, dan verloor jy jou invloed. En as jy jou invloed verloor, dan is jy onderste bo. So vertroue is 'n kosbare, dis die mees kosbare sake of deel reputasie wat jy ooit kan hê. So as 'n mens kyk na volhoubare sake sukses, dan is die kern daarvan dat leierskap is betroubaar, leierskap is konsekwent, leierskap het vertroue verdien. Baie dankie. As niemand nog ietsie wil sê nie, ek dink ons is naby aan ons uur, so baie dankie, dit was vir ons 'n heerlike inleiding, ons sien uit na volgende week. Ons het nie huiswerk nie, né? Julle is klaar uitnemende mense.
So julle daar's geen huiswerk nie. Baie dankie. Behalwe as julle vir ons 'n paar tips wil gee. Maar Yuri en Helena, dit is so lekker om vir julle te sien. Dit voel vir ons dit voel vir ons soos die ou dae. En vir al die ou Bybelskool daar, so baie dankie Helena dat jy ook hier is. En baie dankie. Dis vir ons ietsie anders, maar dit was vir my heerlik om na julle kundigheid te luister en daar's genoeg stof tot nadenke. Wat ek het 'n paar notaatjies hier gemaak wat ek 'n bietjie aan gaan moet herkou die week en gaan myself toets. So baie dankie daarvoor. As niemand anders nog ietsie wil sê nie, ek dink nie, ons het mos Yuri het vir ons mooi gebid in die begin. Dankie ou Hannie wat getrou op haar pos is en wat dit vir ons opneem ook, so dit kom op 'n pragtige dis nie 'n YouTube nie, né Hannie? Ja, dit is YouTube, ja. Google. Ja, nee, dis YouTube, so ek sal die skakel op die Annie Berg Bybelskool groepie sit. Ja. Goed. So ons hoop julle gaan almal lekker slaap met mooi goed in julle gedagtes, lekker warm en dan sien ons mekaar weer volgende Dinsdag. Baie dankie. Baie dankie. Baie dankie vir almal. Dankie. Mooi bly. Baie Lekker slaap.